Liedere is dikwels 'n stuk emosie. Musiek is mos die taal van emosies. Ek sien dit gereeld by tieners. Dit waarna hulle luister, reflekteer baie keer wat hulle voel. Daar is mos die mooi aanhaling. When sadness penetrates, music resonates. En so is dit ook met die klankbaan van my en jou lewe. Die musiek speel terwyl ons maar besig is met ander dinge. Wanneer ons gelukkig is, voel ons net die ritme van die musiek. Ons beweeg saam met die ritme, ons sing saam, salig onbewus van die diepte van daardie woorde. Maar as die donker kant van die lewe ons tref, as dit swaar druk op ons, dan tref daardie lirieke diep. Elke woord, elke noot, elke situasie, elke emosie word deel van ons storie. En skielik verstaan ek en jy die woorde. Dis nie net meer 'n melodie nie, dit word 'n belydenis van al die emosies wat jy voel, 'n waarheid wat ons dalk nog nie vir onsself kon erken of die moed gehad het om in woorde om te sit nie. Dikwels is ons donkerste oomblikke juis die geleenthede wat die diepste waarhede bloot lê. In die ligte tye, wanneer dinge goed gaan, neem ons nie altyd dieper waarhede in ag nie. Ons sien nie die skadukant van ander mense en ons eie lewens raak nie, alhoewel dit soos 'n skaduwee reg langs ons is. Ons dryf maar net vlak voort op die ritme van gemak. Maar wanneer die donker ons tref, word die woorde van die lewe harder, duideliker en onmiskenbaar. Dis in die moeilike oomblikke dat ons dieper begin verstaan. Ons eie seer, ons eie vrese en uiteindelik ons afhanklikheid voor God. Nou die Bybel is vol van sulke oomblikke. Dink maar net aan ou Dawid in die Psalms. Wanneer hy bly was, het hy God geprys. Maar wanneer hy seer gekry het, het hy in rou eerlikheid uit sy diepste nood tot God geroep. Psalm 42 vers 4 sê mos, as jy die direkte vertaling lees, My trane was bedags en snags vir my soos brood. Dis mos 'n lied uit pyn. Maar dis wat hy ervaar. Maar nou is die vraag, hoe hanteer ek en jy hierdie oomblikke? Wees eerlik voor God. God kan jou rou emosie hanteer. Dawid het gehuil en gekla en God het hom nie weggegooi nie. Bid eerlik. Hou vas aan die belofte van God se teenwoordigheid. Selfs in donker tye is God teenwoordig. Wanneer die lewe swaar is, is daar 'n lig wat nie uitgedoof gaan word nie. Vind gemeenskap. Moenie alleen deur jou swaar kry gaan nie. Galasiërs 6 vers 2 staan daar mos, dra mekaar se laste. Deel jou seer met ander gelowiges, sodat hulle saam met jou kan bid en jou kan dra en kan help as dit kan. Mag jy vandag, maak nie saak hoe swaar dit gaan nie, steeds die belofte van God se getrouheid hoor in die musiek van die lewe. Ek en jy ontmoet dikwels die duidelikste vir God in donker oomblikke. Hoor bietjie hoe sluit Dawid daardie einste klaaglied van Psalm 42 af in vers 12 met hierdie woorde. Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Mag jy weer 'n loflied hoor in jou donkerste oomblikke. Kom ons bid saam. Genadige God, Hemelse Vader, dankie dat ons mag weet U is teenwoordig. Heer, dikwels in ons lewens gaan ons deur donker tye, tye wanneer die teëspoed kant van die lewe ons tref. En dan voel ons baie keer moedeloos. Dankie dat ons emosies, ons rou emosies met U juis dan kan deel. Help ons om eerlik te bid. Here, help ons ook om op U te vertrou in daardie tye. En gee ons die waagmoed ook om ons weerloosheid met ander te kan deel, sodat ander gelowiges vir ons kan bid en ons kan help. Heer, dankie dat ons mag weet dat in ons worsteling, ons baie keer U die duidelikste ontmoet. En lei ons daardeur en gee ons krag, juis vir daardie oomblikke.
sodat ons weer die loflied in die lewe kan hoor. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Indien dit vir jou moontlik is, jy weet al, deel hierdie evangelie met ander. Dalk sal iemand nie die swanesang hoor nie, maar die diepere woorde dit hom laat tref, sodat sy lewe radikaal kan verander. Tot 'n volgende keer.